Goeiemôre Radio Famous luisteraars. Spreuke 4 vers 15 sê: As jy loop, sal jou tree nie belemmer word nie, en as jy hardloop, sal jy nie struikel nie. God bou 'n brug van geloof direk onder ons voete, soos elke tree wat ons gee. Hy bou nie die brug vir ons vooruit nie, want ons leef in geloof en nie in aanskouing nie. Baie komplekse het outomatiese hekke, en as jy voor die hek gaan stilstaan, sal die hek nie oopgaan nie, maar wanneer jy aanhou ry tot teen aan die hek, dan sal die sensors jou optel, die gewig en die hek sal oopgaan. En wanneer jy die week weer deur 'n outomatiese hek ry, dink aan die woorde van Spreuke 4 vers 12, dat hy hier sê, as jy loop, sal jou tree nie belemmer word nie, en as jy hardloop, sal jy nie struikel nie. As 'n mens loop, dan struikel 'n mens nie maklik nie, maar dit is wanneer jy begin hardloop, dat jy wel kan begin struikel. Hy sê jou tree sal nie belemmer word as jy iets doen. Aanhou hardloop sal jy nie struikel nie. Hardloop in geloof. Soveel mense sê deesdae hulle is so moeg vir die riviere wat hulle moet deurgaan, so moeg vir die berge wat voor hulle is, so moeg vir deure wat toegaan. Maar die Here sê vir jou in sy woord, hy sal nie dat jou tree belemmer word nie. As jy by daardie rivier kom, sal dit opdroog, of hy sal saam met jou deurgaan, en die stroom daarvan sal jou nie laat wegspoel nie. As die berg voor jou is, sê hy vir jou of hy sal in sy krag die berg voor jou laat smelt, soos was, of jy sal geloof moet hê om vir die berg te kan sê, lig jouself op en werp jou in die see. Hy sê vir jou, wanneer deure vir jou toegaan, sal daar altyd 'n deur wees in die hemel wat hy vir jou oopmaak, en die deur wat hy vir jou oopmaak, sal niemand kan toemaak nie. So dat ons sal aanhou hardloop in die naam van Jesus, en elke tree wat ons gee, dat ons daaraan sal dink, waar ons voet neersit, daar is ons besig, soos die woord van Josua is, om vir hom grondgebied af te vat, en daar sal hy vir ons 'n brug bou, onder ons voet, op daardie oomblik, soos wat die Israeliete moes aangehou het, hulle moes kamp opgeslaan het, by daardie berg wat hulle 40 jaar omgeloop het, en hulle moes geloop het en geloop het en geloop het, tot in die beloofde land. So wat ook al gebeur met ons, God is by ons, en ek en jy moet weet, dat salwing gewig dra, en salwing is om te loop nie in wat ons sien met ons blote oë nie, maar om te sien met die oë van ons hart, en om in geloof te weet, ons tree sal nie belemmer word nie, en wanneer ons selfs moet begin hardloop, ons nie sal struikel nie. Jesus kom en hy sê vir jou vanoggend, hier is my bloed, neem, drink dit sal jou tree gee, en dit sal die brug onder jou voete wees. Hoe kom jy by die ander kant uit? Baie keer is dit net deur te vergewe. Vergifnis te vra ook vir jou eie lewe, en dan sal jy sien, jy sal minder struikel in wrokke. En hy kom ook vanoggend en hy sê vir jou, hier is my liggaam, neem, eet dit, en deur my wonde sal daar vir jou genesing kom. Dat jy tree in geloof begin gee van genesing, dat jy jouself weer gesond sal sien, op die voete sal sien, jouself sal sien doen wat jy vir die Here gedoen het. Selfs nie net dit nie, maar nog ook selfs groter dinge. Hy sê vir jou, jou tree sal nie belemmer word nie, en as jy hardloop, sal jy nie struikel nie. Mag jy weet wie dit is, wat in sy woord dit vir jou sê. Hy is voor jou, om jou te lei, agter jou, om jou aan te moedig, langs jou, om daar vir jou te wees, bo oor jou, om jou te beskerm, onder jou, om jou te dra. Amen.